Kom ons draai net so na mekaar toe en groet mekaar hierso en sê net so jou naam en so en hallo en dan bedien ons die woord as hy. Dit is vir my so lekker om terug te wees, nadat ons, soos Jan nou genoem het, 'n ongelooflike paar paasdienste, opstandingssondag gehad het. Wie was almal hier daai tyd? Kan ek gou net so met my hand opsteek? Wie was almal hier so daai dienste? Ons loof die Here daarvoor, vir al die ongelooflike goed wat daar so gebeur het. Ek dink ons op die einde van die dag 25 mense gedoop, in daai pragtige swembad daar agter. Kan ons die Here net loof daarvoor, vir mense wat tot bekering kom, en mense wat tot redding kom. En dis wat ons vir mekaar sê hierso by Kaleio Kerk, is dat ons mense gered wil sien, ons wil hulle gesond sien, en ons wil hulle gestuur sien, en ons sien hoe die Here dit uitspeel hierso, en ons is baie dankbaar daarvoor. Ons wil vir al die aanlyn mense, wil ons regtig baie, baie welkom ook sê. Dit's 'n koue Sondag, ons weet jy's in die bed. Ons sien jou volgende Sondag, hoor. Maar ons is vir julle baie lief en lekker in die bed lê en lekker saam kuier vandag. Ek het die afgelope tyd, het ek vir die Here gevra, Here, ons het Paasnaweek gehad, ons het ongelooflike goed gesien gebeur, en wat nou? Here, wat wil u Kaleio in kom bedien in die volgende tyd? Wat wil u sien gebeur in die volgende tyd? En dit was my so duidelik, dat die Here wil gesê het dat ons moet een groot ding aanspreek wat ek baie duidelik agterkom in klomp mense se lewens, en dis die woordjie vrees. Vrees. Hoe meer ek met mense kuier, hoe meer ek met mense gesels, kom ek agter, daar's 'n diep onderliggende vrees in mense se lewens, wat ons nie oor praat nie, wat ons nie meer deel nie. En die Heilige Gees is so getrou, dat hy by daai plek by jou lewe wil uitkom, want vrees is 'n vieslike ding. Vrees kom vertel vir jou iets oor jou identiteit. Vrees wil iets oor jou toekoms kom vertel. Vrees wil vir jou kom lieg. En die ding is, vrees lieg goed. Fyn. En bring ons in areas in, waar ons begin sekere goed glo oor ons lewe, sekere goed glo oor ons toekoms, wat ons moedeloos maak, wat ons hopeloos maak, wat ons uitteer, wat ons moeg maak. En kan ek dit vir jou vandag sê, daar waar al daai goed is, die Here is nie daar nie. Kan ek dit hardop sê? As jy dit die afgelope tyd in jou lewe beleef, wil ek vir jou hardop sê, dis nie van die Here af nie. So laat my toe om vanoggend net so bietjie te kom krap in jou lewe. Ek wil bietjie kom oopmaak saam met die Heilige Gees om te begin. Dit is die enigste plek waar genesing kan gebeur. As ek en jy bereid is om te identifiseer, waarvoor is ek en jy regtig bang? Kan ek 'n vraag vir jou vra, so aan die begin van die diens? Wat maak jou bang die afgelope tyd? Wat is daai ding wat jou so in die nag kom tuister? Wat is daai een ding wat jy jouself konstant kry oor dink en wonder, en dis nie 'n positiewe ding wanneer jy oor hom dink nie. Daar's 'n diep onderliggende vrees, hy maak jou asem vlak, en dis nie iets wat jy noodwendig met mense wil deel nie. Wat maak jou die afgelope tyd regtig bang? Ek wil daai bangheid by sy wortel kom uitruk uit jou lewe volgende. Daai vrees wat jou begin probeer definieer, of jou kom wys dat ek en jy, kind van God, hanteer vrees op 'n ander manier as wat die wêreld dit hanteer. Amen. Maar ek het nodig om jou te kom leer as jou pastoor. Daar's 'n manier hoe ek en jy vrees hanteer
in ons lewe. So ek is so 'n lysie van goedjies wat ek net so 'n bietjie wil kom krap in jou lewe en dan wil ek vir jou regtig begelei saam met die Heilige Gees om hierdie goed direk aan te spreek, dat wanneer jy hier vandag wegstap, dat jy oorwinning oor elke vrees en angs in jou lewe kry. En Here, dankie Heilige Gees, dat ek kan angs, anxiety, vrees, depressie nou in die gees kan kom aanspreek. Here, ons het autoriteit daaroor en Here, dankie dat U ons begelei om dit te doen. In Jesus naam vra ons dit. Okay, so kom ons begin by 'n paar vrese wat die Heilige Gees net bietjie vir my kom openbaar het, wat ek dink meeste van ons mee sukkel. Kom ons begin by die grootste een, ek bekommer oor geld. Finansiële onsekerheid. Bekommer oor geld. As ek en jy na ons finansiële inkomstes kyk, as ons kyk wat in ons bankrekening aangaan, as ons kyk na die voorsiening na die toekoms toe, hoe meer ek met mense gesels, is hierdie 'n ding wat mense se keel toegryp. Jy bekommer oor nie net geld nie, maar voorsiening. Bekommer oor voorsiening. Bekommer waar gaan ek regtig voor gesorg word? Gaan lewe uitwerk soos dit moet? En dan kyk jy na al die goedjies wat betaal moet word, en dan kyk jy na die ekonomie van die land, en is hierdie ding wat jou keel toegryp. Ek bekommerd oor geld, en ek wil net vandag kategories voorsiening en die gees van armoede kom aanspreek, soos wat ons by mekaar is. En ons vertrou die Heilige Gees dat dit gaan doen. Maar jy's op 'n plek, as jy eerlik met jouself is, bekommer jy oor geld. Is party van ons wat in 'n situasie is, en wanneer ek kyk na hoe dinge uitspeel, weet ek nie of die toekoms gaan verander nie. Ek kyk na my situasie, ek kyk waar ek bly, ek kyk in die omstandighede van my werk, ek kyk in die familiekonflik situasie wat ek is, en wanneer ek daarna kyk, ek kyk dalk in my huwelik, dan weet ek nie of dinge gaan verander nie. Dit bring angs in my lewe in. Ek is bang ek verloor alles. Is mense wat vanoggend angs het oor identiteit en selfwaarde. Ek het angs, want ek voel nie ek het bereik wat ek al moes bereik tot op hierdie punt in my lewe nie. Dis 'n groot vrees wat by mense is. Ek voel nie ek het bereik wat ek al moes bereik tot op hierdie punt in my lewe nie. Mense is bang dat hulle 'n mislukking gaan wees. Dis party van ons wat sê, wat al klaar begin die leuen vat het, dat ek 'n failure is. Ek's 'n failure. Ek's niks werd. Jy begin al so met jouself praat ook. Ek's niks werd. Ek kon nie bereik wat ek moes nie. As ek net nie daai keuses gemaak het nie. As ek net nie daai besluite gemaak het nie. Ek's 'n mislukking. Ek's 'n failure. Party mense is bang om raak te sien, jy's bang ander mense sien raak wat eintlik hier binne in jou aangaan. Jy's bang ander mense sien raak wat eintlik in jou gedagtes aangaan. Die goedjies wat jy eintlik dink, die dinge wat jy eintlik in deelneem en betrokke is. Jy's bang mense gaan jou raak sien vir wie jy eintlik is en hulle gaan nie daarvan hou nie en jy's bang vir verwerping. Jy's mense met verhoudingsvrees. En ek beleef net mense wat al rukkie getroud is, wat ewe skielik 'n muur tref. Ek wil veral vir 'n paar mense aanlyn wil ek hierdie sê wat nou dit kyk. Mense wat in 'n huwelik is, wat dit het goed gegaan vir 'n paar jaar en toe tref ons 'n muur. En daar's net sekere goed wat ons net nie kan oorkom nie. Daar's sekere goed wat ek nie kan deurwerk nie. Daar's sekere goed wat ek nou maar net mee saam leef en ons praat nie daaroor nie en ons werk dit nie uit nie en ons los dit net, want elke keer vlam dit op na 'n groter konflik toe en ons kan nie hieroor praat nie en dit maak net groter skade in die areas wanneer ons hieroor praat. Mense wat in regtig groot uitdagende huwelike sit. Ander tipe verhoudingsvrees is, ek is bang mense vergeet van my. Veral vir ouer mense, ek is bang mense vergeet van my. En die laaste een, ek is bang, ek gaan alleen wees vir die res van my lewe. Alleenheid is 'n groot een. Ek is bang, niemand gaan regtig vir my omgee nie. Ek is bang om alleen te wees. Ek is bang mense gaan my los, want hulle agterkom wat regtig in my lewe aangaan. En dan twee laaste een is wat ek gevoel het ek moet aanspreek is vrees vir die wêreld om my.
Ek is bang vir dit wat in die land aangaan, ek is bang vir dit wat in die werk aangaan, ek sien hoe sekere ekonomiese en politiese goede uitwerk op my lewe het, ek is regtig bang, moet ek skuif van Suid-Afrika af, moet ek gaan groener weivelde soek iewers anders, ek is bang, hoe gaan die lewe vir my kinders lyk, gaan onderrig reg wees. Ek bekommer oor my kinders, en laastens, ek is bang, ek mis my roeping. Ek is bang, ek kom nie uit by dit wat die Here my voorgeroep het om uit te leef in hierdie lewe nie. Ek is bang, ek mis my roeping. Ek het nou doelbewus, sommer so net klomp goed gesê, om teen die mure van jou lewe vas te skiet. En ek weet die Heilige Gees vat van daai goed om te sê, waarmee is jy besig om vrees in jou lewe toe te laat? Miskien het ek al hierdie goed genoem en al hierdie goed is betrokke by jou lewe. Ek wil vir jou sê, dis dikwels die stil vrese, die goed wat ons nie vir die wêreld wys nie, wat ons in die nag kom kou, wat ons keel toetrek. Nou kan ek net vir jou sê, dat Jesus ken hierdie gevoel. Jesus weet presies waar jy is. En ek wil hardop vir jou sê, hy weet nie net waar jy is nie, hy verstaan. Ek het hierdie al oor gepreek. Dit voel op baie keer of baie mense nie verstaan nie. Hoor gou mooi, Jesus verstaan waar jy is. En toe ek met die Here hieroor bid, het ek nodig, toe wys hy vir my hierdie prentjie van hoe meeste mense op hierdie afgelope tyd voel. Hy herinner my aan hierdie lied, wat ons as kinders gesing het. En ek gaan nou weer vir jou sing. Hy gaan so. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand en die reën kom stromend neer. En die reën val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. Dis hoe angs werk. Dit voel of dit aanhou reën en dit is 'n negatiewe reën en die wind waai en die vloed styg op en ek het nie meer vaste grond waarop ek staan nie, ek het niks wat ek weet wat aangaan nie en die reën val neer en die vloed styg op en die reën val neer en die vloed styg op, alles loop skeef en vir 'n oomblik is ek omhels deur water en vloede en winde en alles voel of dit by mekaar uit mekaar geruk gaan word. Wie was al daar in jou lewe? Dis wat vrees doen. Hy maak jou toe in 'n prentjie van, jy het nie eers meer die kapasiteit om reguit te dink nie. Dit voel of iets jou keel toe gryp. Die reën val neer en die vloed styg op en ek het nie meer die kapasiteit om reguit te dink aan my lewe nie. Dis presies wat angs in jou lewe wil doen. Het is nie net dat my huwelik op 'n moeilike plek is, of dat my finansies op 'n moeilike plek is, my werk val goed uit mekaar uit, ek het ongesondheid in my lewe, ek struikel om reguit te dink, en ek bekommer oor my kinders, ek bekommer oor die, en ewe skielik voel dit soos 'n vloed wat oor jou spoel. Ek praat van daai intense angs wat jy in jou lewe beleef. Wie was al daar? Wees dit gou eerlik, ons het 'n eerlike kerkie, so asseblief. Ek was al daar. Ek was al daar. En ek wil jou kom begelei vanoggend, wanneer jy daar is, in daai intense angs, wanneer jy voel, dinge gaan nou uit mekaar uitval en nooit weer regkom nie, hoe navigeer ek deur daai storm? Dis waar ek jou vandag wil begelei as jou pastoor. Want die Here kom gee vir ons 'n weg, om dit te kom hanteer in ons lewe. Jy sien wat die vyand wil kom doen is, hy wil ons so toegooi met angs, dat ons die waarheid vergeet waar ons eintlik op staan. En weet jy wat sê daai liedjie eintlik? Die wyse man bou sy huis op die rots.
Ek wil dit vandag vir jou lees, wanneer Jesus hieroor praat in Matteus 7, van vers 24 af. Jesus kom ewe skielik, hy doen 'n bergpredikasie, hy praat met mense, en dan bring hy ewe skielik hierdie storie op. Hierdie, ek wil amper sê 'n random storie oor waarop bou ons huise, waarop bou ons die fondament van ons lewe. Hy sê die volgende in Matteus 7 vers 24: Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, die winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fundament was op die rots. En elkeen wat in hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het neergeval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en was heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Ek wil vandag by jou stil staan en sê, wat is die eerste ding, as ek en jy op daai plek kom van totale oorweldigende gevoelens, emosies, angs, alles val uit mekaar uit, dinge gaan nie uitwerk nie, en ek en jy begin leuns glo, wat is die eerste ding wat ek en jy moet doen? Kan ek net vir jou begelei, vergeet van alles, en definieer een ding, wat 'n konstante is in jou lewe, 'n rots. Net een ding. Kan ek vir jou sê, as ek in daai situasies kom, word ek stil, sê Here, wat weet ek wat vas is in my lewe? Of voel alles of dinge uit mekaar uitval, wat is op hierdie oomblik vas in my lewe? Dan kan ek vir jou sê, kind van God, een ding wat vas is jy is gered. Jy sien, mense wat nog nie gered is, die moet nog bekommer oor hulle redding ook. Hulle moet nog bekommer oor hulle saligheid en waartoe gaan hulle na hulle dood is. Jy sien, een ding wat ek nie hoef te bekommer ooit weer in my lewe, nadat ek saam met Christus gesterf het en saam met hom opgestaan het, is dat ek nooit weer hoef te bekommer oor my redding nie. My redding is vas, klaar. Amen. Ek is 'n kind van God. Niks kan my ooit weer skei van sy liefde nie. Ek wil hê wanneer jy in hierdie situasies kom van diep vrees, is jy moet vas staan en sê, Here, wat is vas? Here, my redding is vas. My identiteit is vas. Nie as gevolg van enigiets wat ek gedoen het nie, maar as gevolg van wat U gehoorsaam aan die kruis en die opstanding uit die dood gedoen het. Al kan jy net daai een ding vasmaak. Is jy al klaar op 'n plek waar jy autoriteit kan kry om oorwinning oor elke stuk angs in jou lewe te kry. Die angssyfers uit die sielkunde is skrikwekkend hoog in vandag se tye. Praat met enige sielkundige, enige beraader, die hoofding waarmee mense sukkel is angs. Wat gaan van my word? Hoe gaan dinge uitspeel? Jy sien, die vyand wil hê ons moet op daai goed fokus. Die ding wat hy nie wil hê nie, is dat ek en jy op die rots fokus. Wat is vas? My redding en my Jesus is vas. Dis stap 1. Is dit 'n stap wat ons kan neem? En glo vir my, jy sukkel dalk nie nou daarmee nie, maar glo vir my, die vyand gaan vir jou iewers kry pel. En ek wil hê hierdie woorde moet so diep in jou gees inval, dat jy een ding kan vaskry, is dat jou redding en sy liefde vir jou is onveranderlik. Het jy besef, sy liefde vir jou is nie oor dit wat jy doen nie. Ons het baie oor gepraat die afgelope tyd. Sy liefde vir jou is oor dit wat sy seun vir jou gedoen het. Amen. Jy kan nie meer van God se liefde of minder van God se liefde kry. En sy seun het klaar al die liefde kom vasmaak. Punt. Dis onveranderlik. Ek is vas. Ek is op die rots. Die tweede ding wat ek wil hê ons moet begin doen wanneer ons in hierdie situasies kom is,
kom ons pak net bietjie die vrese uit. Jy sien, want dis wat vrees wil kom doen. Hy wil jou toegooi met klomp gedagtes, met alles wat verkeerd gaan. So as ek vas is op die rots, stap 1, kan ek na stap 2 toe gaan en sê, okay, kom ons pak net gou die vrees uit. Kom ons pak net gou, kom ons, ek en my vrou gebruik altyd hierdie woorde, kom ons rol net gou die mat uit. Want vrees kom oorweldig ons in een oomblik, dan het ons nodig om te sê, Jesus, ek het nodig om hierdie vir jou te sê, meeste van die vrese wat ons het nog nie eers met ons gebeur nie. Wil jy moet dit hoor? Meeste van die goed wat jy oor stres, het nog nie met jou gebeur nie. Ek kan vir jou sê, die kans is baie kleiner dat met jou gaan gebeur, hoor. Die EFF gaan nie by jou huis opdaag en jou huis steel nie. Martha. Daar's goed wat net eenvoudig irrasioneel partykeer is. Ek sê nie jy is irrasioneel nie, vrees is irrasioneel. Meeste van die goed wat ek en jy oor bekommer, gaan ek genoeg hê wanneer ek aftree, gaan nog genoeg geld wees, gaan iemand vir my sorg, dit het nog nie eens met jou gebeur nie. Ons leef so ver in die toekoms, dat ons mis wat ons kan regkry in hierdie oomblik in ons lewe. Ons mis die oorwinning wat ons in hierdie oomblik kan kry. Ons leef al klaar, nee, ek gaan dood, ek gaan aftree eendag en ek gaan iewers daar in 'n shack lê en ek gaan moet werk tot 5 jaar na my begrafnis om af te tree. Daai mense, ja. Nee, kyk, ek gaan moet werk tot 2 uur voor my begrafnis, dan kan ek aftree. Mens besef nie hoe humor partykeer net vrees breek in jou lewe. Ons het irrasionele vrese wat ons het. Gooi sommer 'n klomp goed, vyand, hy gooi sommer 'n klomp goed aan jou kant toe om te kyk wat vat jy en wat vat jy nie. Kom ons pak net sekere goed uit. Here, wat is goed wat ek oor stres wat nog nie met my gebeur het nie? Maak dit sin? Want hoe meer ek bekommer oor daai goed, hoe minder kan ek energie spandeer op dit wat nodig is om te spandeer. Kom ons pak net gou reg, wanneer ons op daai plek kom. Ek wil hierdie skrifvers lees wat so nodig is om te hoor. Romeine 8. En ek gaan nou 'n bietjie dieper hier ingaan. Romeine 8 vers 15 tot 17 sê, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons wat? Kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Jesus Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Jy sien, die groot probleem is, ons vat eerder die leuen as die waarheid. En die groot probleem is dat mense verstaan nie of weet nie eers van die waarhede wat binne in die Bybel staan nie. Hulle weet nie eers die waarhede wat binne in die woord van God staan nie. Die woord van God is die absolute waarheid. Enige iets anders as die woord van God is buite die waarheid wat bietjie gedraai het en dit is eintlik 'n leuen. Mense, ek wil jou uitnooi as Kaleo en ons gaan die volgende tyd, gaan ek jou druk om hierdie te doen, is om te verstaan die volheid wat in die woord van God staan. Want as ons nie weet wat daar binne staan nie, as ons nie die waarhede het nie, dan het die vyand 'n bul met ons, hoor. Want ek en jy moet eerstens op 'n plek kom waar ons 'n rots vasmaak in ons lewe en sê, my redding is vas, genade is vir my genoeg. Maar nommer 2 moet ek by 'n plek kom te sê, wat sê die woord? Wat sê Jesus oor my? Wat sê Jesus oor my toekoms? En ek gaan nou 'n bietjie by dit stil staan. Ek en jy moet experts raak om die leuen met die waarheid te vervang.
Dit moet ons eerste reaksie wees. Is dit wat aan my kant toe kom die waarheid, of is dit 'n leuen? Want hierdie woord Romeine 8 sê, 'n massiewe ding, is dat die Heilige Gees stem ooreen met my gees, dat ek 'n kind van God is, en dan gaan hy verder en sê, ek is 'n erfgenaam in Jesus Christus. Ek dra dieselfde naam as Jesus Christus. Ek gaan hierdie weer sê, jy gaan my dit 1000 keer hoor sê, alles wat Jesus sin is joune. Alles. Dis die grootheid van die evangelie. Maar jy sien, ons leef met 'n tekort, ongelowige mindset, waar ons sê, hou net by mekaar, krap net by mekaar, hou net, ons net hierdie beskerm, ons moet net dit doen. Kind van God. Die Here kom in Matteus 6 en sê, kyk na alles wat aan die veld aangaan, kyk na die mossies, kyk hoe mooi die veldlelies is. Matteus 6, hoeveel te meer sal ek nie vir jou sorg wie my kind is nie. Hoeveel te meer. Kalei, kyk gou vir my. Jy gaan oukei wees. Jy gaan oukei wees. Jy gaan oukei wees. Jy gaan oukei wees. Ons gaan oukei wees. Hoekom? Want die Heilige Gees stem ooreen met my gees, dat ek 'n kind van God is. Amen. Kan jy volgens daai waarheid vat? Want dis wat die vyand wil kom regkry in jou lewe. Die laaste ding wat ek vir jou wil noem, voordat ons in 'n tyd van aanbidding ingaan, want ek moet jou leer rondom aanbidding, is hierdie woorde, waar Jesus in Johannes 20 by 'n groep disippels aankom, wat in diep vrees en angs is, Johannes 20, en Jesus Christus is gesterf, en hy het opgestaan uit die dood, en van die disippels het hom al gesien, maar al het hulle die opgestaande Jesus gesien, al het hulle die goeie nuus gehoor, is hulle nog steeds in vrees, hulle is nog steeds in 'n plek waar hulle bang is vir al die skrifgeleerdes, en nou gaan kruip hulle almal weg in 'n huis, sluit die deure toe. Is jy al daar? Dis wat vrees doen. Jy gaan isoleer jouself en maak jouself toe. En Jesus kom in Johannes 20, en hy daag by hulle op, in hierdie vreesmoment. Kan ek vir jou sê, Jesus wil by jou opdaag in jou vreesmoment. Karlei, jy kan so lank na vorentoe kom. Luister gou mooi na hierdie woorde. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy vir hulle, en die disipel was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle, ontvang my gees. Ontvang my gees. Ouens, hierdie is die grootste wapen teen vrees in jou lewe. Is dat jy hierdie een waarheid besef. Is dat die volheid van wie Jesus Christus is, sy gees, het binne in jou kom woning maak. Wat sê ek? Jesus kom aarde toe. Hy sien 'n mensdom wat verlore is. Hy sien elke persoon se seer, pyn, verlede, bekommer, angs. En hy gaan na die tuin van Getsemane. Hy sê vir sy Vader, Vader, ek is so bang. Ek is so bang, Here.
As dit U wil is, laat hierdie beker verby my gaan. En dan doen die Here een ding. Die Vader laat dit nie verby hom gaan nie. En Jesus kom op 'n plek waar hy al jou angs, al jou vrees, al jou bekommernis op hom neem. Hy doen die braafste ding wat enigiemand nog ooit kan gedoen het, en hy sterf. En hy neem daai vrees, en hy oorwin die ergste ding wat met jou kan gebeur, die dood. Hy oorwin dit. Daarom kan Jesus kom by sy disippels en sê, ouens, hey, ek is by jou. Ek het die dood oorwin. Ek het ewige afstand tussen jou en God het ek oorwin. Daarom kan ek vir jou sê, vrede vir jou. Hey, daar is 'n ander tipe vrede. Dis nie net peace of mind nie. Daai vrede is nie 'n emosie nie, daai vrede is 'n persoon, en daai persoon se naam is Jesus Christus. En dan sê hy, nou dat ek by julle is en julle het vrede, kom laat ek oor julle blaas, laat ek die vrede wat ek het, die Gees, in julle kan inblaas. En dan blaas hy die Heilige Gees, God homself. Besef ek en jy, kind van God, dat die volle krag en kapasiteit van wie Jesus is, binne in jou leef. Die krag om dood te oorwin. Die krag om elke angs in jou lewe te oorwin, het binne in jou lewendig geword. Ek weet nie van jou nie, maar dit is vir my goeie nuus. Paar goed aanspreek, jy wat bekommer en angs het. Dit voel of jy niks bereik het in hierdie lewe nie. Jy het misgevat, jy het nie gedoen wat jy moes nie. Jy wat voel soos 'n mislukking. Kan ek die waarheid vir jou uit die woord uit sê? Filippense 1:6, ek is oortuig dat hy wat die goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi. Kan ek dit iets vir jou sê oor jou roeping? Jy is nie uit om jou roeping te vind nie, jou roeping vind jou. En jy's nie die een wat jou roeping moet voltooi nie, hy, die Gees, is die een wat die goeie werk binne in jou sal voltooi. Dis jou goeie nuus. Hy is die een, hy is die voleindiger van ons geloof, hy maak dit klaar, hy gee vir ons die kapasiteit, hy lei ons. Jy wat bang is, mense gaan van jou vergeet. Die Here sê in Jesaja 49, sê hy, kan 'n moeder haar kind vergeet? Selfs al sou hy, sê die Here, ek sal jou nooit vergeet nie. Iemand het nodig om hierdie te hoor. Die Here wat vandag vir jou sê, kind van God, ek sal jou nooit vergeet nie. Ek is by jou. Ek is met jou. Jy wat bekommer oor jou kinders, die Here sê in Jesaja 54, die Here sal jou kinders leer, en hulle sal vir jou, en hulle sal in vrede leef, en vrede wees. Dankie Heilige Gees dat ek vanoggend kan kom, dat ons by hierdie stappe kan stil staan. Here, dat ons kan sê, eerstens die rots is vas, Here, niks kan my ooit weerskei van U liefde nie, dit bly die waarheid. Here, dankie dat U ons dan begelei om die vrese uit te pak, en die irrasionele vrese, en die goed voor ons uit te pak, en te sê, wat die waarheid oor daai goed is. En laastens, Here, dankie dat U Heilige Gees binne in ons kom lewendig maak het, dat die volheid van wie U is in ons leef, die Heilige Gees. Dis die waarheid. Dankie Here daarvoor. Ons bid dit almal en almal sê, amen. Dan wil ek jou nou begelei. Daar's een ding
wat vrees nie kan weerstaan nie. En dit is wanneer jy in die middel van jou storm die Here begin loof. Het jy al dit begin doen? In die middel van chaos, in die middel van jou depressie, in die middel van jou angs, in die tye wanneer angs jou lewe wil oorneem, het jy al net begin om die Here te begin loof, saggies. Ek gaan die volgende tyd met jou praat oor die Heilige Gees. Die Here begelei ons in die volgende tyd van my maand oor wat die rol van die Heilige Gees in ons lewe is. En baie mense wat deel van Kaleo is, vra my, Leon, ek hoor julle sing in tale en praat in tale. Nou, dit is my bietjie vreemd, dit is my bietjie weird. Kan ek dit vir jou sê, die gawe van tale is een van die mooiste geskenke wat die Here vir ons kon gee. Want in die tye wat ek nie weet wat om te bid nie, in die tye wat ek nie weet wat om te sê nie, is die Gees besig om in my gees geheime verborgenhede met die Here te kommunikeer. Hoe amazing is dit? Dis nie iets waarvoor ons moet bang wees nie. Hoeveel keer in my lewe, wanneer ek en my vrou deur diep seer gegaan het ek nie woorde gehad nie. Ek het nie geweet wat om te bid nie, maar my gees het geweet wat om te bid. En ek kon net in tale die Here aanbid. Dis hoekom die Here dit gesê het, want baie keer het ons nie die woorde nie. Maar kan ek en jy in die middel van ons vrees, wil ek jou vandag begelei om in 'n tyd van aanbidding in te gaan. Ek beloof vir jou, daar is niks waarvoor vrees vinniger weghardloop, wanneer ek en jy in die middel van ons angs die Here begin aanbid nie. Is jy okay daarmee? En dan gaan ek jou bedien op die einde. So staan gerus saam met my. En dan wil ek jou net in 'n tyd vat van aanbidding. En as het voel asof die donker om my draai en die lewe my in en weer wil waai, en as het lyk asof alle hoop verdwyn, sal ek sang. En al gaan ek deur 'n diepte of 'n dal, sal die Gees van my Vader deur my straal. Ja, hier is waar die vrede in my heers, in my heers. En ek sal sing, en my hande hoog opslaan, en ek sal skree van oorwinning in die naam, en elkeen sal weet, U is die Heer, ja, U is die Heer. En ek sal sing, en my hande hoog opslaan, en ek sal skree van oorwinning in die naam, en elkeen sal weet, U is die Heer, ja, U is die Heer. En ek kan sien hoe groot die liefde is vir my. Ek kan asemhaal in die teenwoordigheid. Ja, hier is waar die vrede in my heers, in my heers. En ek sal sing, en my hande hoog opslaan, en ek sal skree van oorwinning in die naam,
elkeen sal weet, U is die Heer, ja, U is die Heer. Hoe en ek sal sing, en my hande hoog opslaan, ek sal skree van oorwinning in U naam. Elkeen sal weet, U is die Heer, ja, U is die Heer. Die volgende lied wat ek met jou wil deel is seker my gunsteling lied op hierdie stadium. Die woorde is I was made for more, ons het dit al 'n paar keer gesing. Maar die woorde is so die waarheid, wat sê I know who I am, because I know who you are. As jy wil weet wie jy is, kyk na die Here. En ek wil met die waarheid oor nou oor jou spreek. Jy is nie gemaak om in vrees te leef en dat in heeltyd in angs te wees en nie te voel jy gaan jou roeping bereik nie. Kind van God, kom kyk gou vir my, luister gou. Jy is gemaak vir meer. Jy is gemaak om in oorwinning te leef. Sing gou hierdie lied saam met my. I know I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start, and now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth living. And I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. Why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Oh. And I know I am, 'cause I know of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven, and I have a future, and it's worth living. Grave, I was called by name, born and raised back to life again, and I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made. Glo jy dat jy maar gemaak vir meer is? Glo jy dit saam met my? Loof die Here daar waar jy staan. Come on. We are made for more. Halleluja. Here, ek kom nou teen elke vorm van vrees. Elke
elke ding wat mense kom tuister in die nag, en ek verklaar, verwyder jouself nou in die naam van Jesus Christus. As jy gesukkel het met angs die afgelope tyd, steek dit jou hande na my toe uit. Steek dit gou jou hande uit. As jy sukkel met vrees en angs die afgelope tyd. Here, ek kom nou en verklaar die vrede van Jesus Christus oor hierdie persone. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat sê, jy gaan okay wees. Ek het jou. Hou bekommer. Ek is by jou. Dankie, Here. Vrees maak dood. Here, dankie dat daar nuwe lewe nou opstaan. Nuwe hoop. Here, ons kan nie een oomblik gaan sonder U hoop nie. En dan hoop in ons harte opstaan nou in die naam van Jesus Christus. Dankie, Here. Ek moet land met hierdie woorde. If I've got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world away from me, and I'll be okay. If I've got Jesus, there's a hope that's living deep inside, a joy that I could never hide, a safe place to fall. If I've got Jesus, I've got it all. Well, I've seen weakness turn to strength. I've seen failures met with grace. And it's not from what I've done, but Christ in me. A miracle I can't explain. Oh, He's given me His name. He's the richest man that I could ever be. If I've got Jesus, I've got all that I could ever need. Oh, take the world away from me, and I'll be okay. If I've got Jesus, there's a hope that's living deep inside, a joy that I could never hide, and a safe place to fall. If I've got Jesus, I've got it all. Oh, and someday that trumpet's gonna sound, and the King of Heaven will ride upon the cloud coming down, and I'll hit my knees, oh Lord, that sings my soul. I'm going home. If I've got Jesus, I've got all that I could ever need. I'll take this world away from me, and I'll be okay. If I've got Jesus, there's a hope that's living deep inside, a joy that I could never hide, and a safe place to fall. If I've got Jesus, I've got it all. If I've got Jesus, I've got it all. Kom aan, kom ons loof die Here daar waar ons staan. Oh, we've got it all. Here, dankie dat ons nuwe hoop kan hê. Voel omdat julle sitplekke neem asseblief. Ek wil net vir 'n oomblik gehoorsaam wees. Ons is nie klaar nie. As jy verveeld is, ons begin nou eers, hoor. Hou net aan asseblief, Karlei. Here, wys my die probleem hierso is dat ons glo nie meer in die krag van die Here nie. Ons glo nie meer dat God op 'n manier in ons lewens kan beweeg soos wat niemand nog ooit tevore kan beweeg nie. En ek wil jou net begelei, kan ek jou herinner, die oomblik wanneer ek en jy dit ophou glo, het ons vergeet hoe die Here al reeds beweeg het in ons lewe.
gou net saam met my die Heilige Gees vertrou en terugkyk na jou lewe en sien hoe hy jou deur elke dal, elke skaduwee, elke ding wat jou moes vernietig, elke ding wat jou moes doodmaak, elke ding wat moes van jou steel, elke ding wat jou agter moes kry, elke ding wat moes maak dat jy niks bereik nie, hy het jou beskerm en opgetel in elkeen van daai oomblikke. Hey, jy leef. Jy lyk vir my nogal redelik okay soos jy hier voor my sit, hoor. Jy's okay. Jy het dit gemaak. Jy's hier. Jy's nie in 'n graf nie. Jy hel asem. Jy's okay. Maar ek beleef die Here wil die volgende tyd in jou lewe kom beleef. Nie omdat enigiemand van ons oulik is nie. Maar jy gaan goed in jou lewe. Iemand het nodig om hierdie te hoor. Jy gaan die Here sien beweeg in jou lewe onverdiend van wat jy gedoen het. Here, maar ek bid nie genoeg nie. Here, ek worship nie genoeg nie. Ek doen nie genoeg vir ou mense en vir arme mense nie. Dis nie hoe die Here se liefde werk nie. Die Here wil jou kom wys. As my gees begin beweeg. Elke geleentheid wat teen jou gedraai is, sal ek 10 geleenthede teruggee. Elke ding wat by jou moes steel, sal ek 7 keer teruggee. Elke ding wat jou moes breek, sal ek breek en ek sal jou oprig en jou heel maak. Glo jy nog in daai God? Het jy nog geloof dat die Here beweeg in hierdie wêreld? Ek wil vir jou sê, hierdie is net die begin. Jy wat agtervoel, hierdie is net die begin van jou storie. Hoor mooi, hierdie is die begin. Miskien skok ek jou. Maar die Here is nie besig om bussies groot te maak nie. Jy is nie 'n bussie nie. Is jy geskok? Ek gaan nooit weer na daai kerk toe nie. Hy pastoor vloek. Ja, ek vloek. But you've been made for more. So kan jy vir 'n oomblik uit jou vrees uitklim, staan, kom 'n bietjie die pad uit. Kom uit die pad uit. Dat die Here in jou lewe begin beweeg. Dat jy sien, Here is so goed vir my. Ek verdien nie om hier te wees nie, maar U het my gebring van waar ek was tot waar ek is. En jy wat vasgevang in verslawing, jy wat so skaam voel oor jou verslawing, is iemand hier wat so skaam voel oor jou verslawing, jy wat niemand weet van dit nie. Die Here sê ek sien, ek weet wat aangaan, en selfs dit verander nie my opinie oor jou nie. Ek kan ten spyte van jou tekortkominge, kan ek vir jou wys wie ek is. Vir wie is hierdie goeie nuus vanoggend? Die Here werk nie met ons volgens hoe ons goed reg doen en verkeerd doen nie. Hy's God, hy's in beheer, hy regeer, punt. So vir elke persoon aanlyn, ek wil vir jou sê, dat die Here is besig om in jou lewe ook te werk. Begin by op 'n plek waar jy op 'n rots staan en sê, Here, hierdie ding is vas. En autoriteit neem oor jou vrese en sien hoe die Here begin beweeg in jou lewe. Here, dankie dat U ons kom bedien het vandag. Dat U vir ons lief is as Kaleio Kerk en dat selfs die dinge wat ons dink Kaleio Kerk gaan stop, Here, niks is teen die krag van wat U doen binne hierdie gemeente nie. Dankie dat U hierdie kerk al meer as 5 maande dra, opgerig het, impak laat maak, Here. Dankie daarvoor, Jesus Christus. Ons bid dit in Jesus heilige naam en almal sê, Amen. As daar hoop in jou hart is, loof in die Here daar waar jy is daar nuwe hoop, kom aan, daar's nuwe hoop. Jy het Jesus, jy het Jesus, jy het Jesus, dis al wat jy nodig het, dis al wat jy nodig het, jy het hom. Ek wil land my net twee goedjies, dan gaan ons lekker saam kuier. Mense, Kaleio Kerk is besig om goed te groei. Ek weet dit lyk hierdie Sondag nie so nie, want dit is koud en is 4 Mei en wat ook al wat aangaan. Ek weet nie wat soek julle by die huis en nie hierso nie, maar okay. Maar ons is besig om vinnig te groei en daar's 'n paar areas waar ons regtig nodig het vir mense in die kerk om gawes uit te leef. Okay, so by Kaleio Kerk glo ons het nie helpers of jy kom help die kerk
of jy kom dien die kerk, of jy kom gee terug vir die Here nie. By Kaleio Kerk kom leef jy jou gawe uit. Wat ek daardeur bedoel is, die Here kom gee vir jou 'n gawe. Die liggaam het nodig dat jy gesond in daai gawe funksioneer. Ek is die pastoor, die enigste pastoor op hierdie stadium. Ons vertrou die Here dat ons nog pastore kan aanstel, nog pastore kan oprig. Maar ek is nie die een wat al die gawes moet uitleef nie. Jy het 'n gawe wat jy moet uitleef. En jy moet by die Heilige Gees hoor wat dit is. Maar op die stadium het ons 'n behoefte by ons kinderkerk regtig nodig. Ons kinderkerk is besig om te groei. En ons het mense nodig om kinders te bedien daarso. Is Annika hierso? Annika, kom staan gou hierso by my. Kom sê gou vir Annika 'n lekker hande klap. Ek is so trots op hierdie girl. Sy het die kinderkerk opgerig vir ons van die begin van Kaleio af, toe ons die 24ste die eerste diens gehad het sy gekom en sy het ons kinders bedien. En die Here het 'n roeping en 'n gawe oor haar lewe. En ons wil haar oprig. Sy swat ook, sy doen haar teologiese studies, sy wil ook dit voltooi en ons is besig om haar op te rig. So Annika, baie dankie vir dit wat jy doen met die kinderbediening. So, maar ons het nodig dat mense deel word van die kinderbediening. Ons het net elke tweede week kerk, mense. So jy gaan basies 1 keer 'n maand kom dien by die kinderkerk en jou gawe daar uitleef. En so as die Here met jou praat oor om betrokke te word by die kinderkerk, asseblief kom praat met Annika, sy gaan na die tyd by die infotoonbank wees en dan kan ons jou deel maak van 'n proses om dit te doen. En luister asseblief vir die Heilige Gees. Daar's 'n stuk, dit gaan nie oor net om kinders besig te hou nie. Ons hou nie net kinders besig dat ons kan kerk hou nie. Ons bedien hulle op die vlak waar hulle is. Ons kry experts in om mense dit te doen. So asseblief kom raak betrokke op die regte manier. Dankie. Kan ons vir haar 'n lekker hande klap gee asseblief? Alright. Mense, die tweede ding wat ek wil noem is, na ons doop die 20ste April, het daar klomp mense gesê, hoorie, die Here is besig om met my te praat oor die doop. Ek wil gedoop word, ek wil by Kaleio Kerk gedoop word en so ons gaan die 25ste Mei, dagboek hierdie, die 25ste Mei gaan ons weer 'n doop dan hierso hou. Nou, hier is die baie goeie nuus. Ons het die 20ste April het ons 'n paar mense gedoop in 'n yskoue swembad. Hulle tandjies het gewipper en toe praat ek met Bianca, hulle die eienaars en hulle sê dis 'n heated pool, mense. Jesus, ek word sommer weer gedoop. Okay. So sorry vir die vorige mense. Ons het nie geweet nie. Okay. Maar as julle sondes. Ja. Dit gaan nou nie kookwater wees nie, dit is 'n groot swembad, maar jy gaan nou nie koud kry nie. So die 25ste Mei, as jy wil gedoop word, die Here gebruik Kaleio Kerk om mense hierdie ding te kom leer en vas te maak in hulle lewe, kom wees asseblief deel die 25ste Mei om dit te doen. Ek wil jou herinner dat ons volgende week nie aanlyn diens het nie, maar weer hier betrokke is by of jy weer by die venue is en dan die 25ste Mei. Daar's mense in jou lewe wat die goeie nuus nodig het om te hoor. Nie godsdiens nie, goeie nuus. Ek wil jou vra, nooi hulle. Nooi na 'n plek waar hulle die goeie nuus kan hoor. En dan wil ek vir jou sê dankie vir die afgelope tyd. Mense wat finansiëel ingekoop is en bydra tot Kaleio. Uit my hart uit dankie. Mense, ek wil nooit 'n pastoor wees wat jou moet oortuig of jou moet mooi stories vertel en 10 minute spandeer oor hoekom moet jy gee en hoekom moet jy nie gee nie. Ek is so oor dit in my lewe. Die punt is, ek en jy word gegee deur die Here en ek en jy het 'n plek waar ons kan bydra tot 'n bediening waar ons mense gered, gesond en gestuur kan kry. Dis hoekom ons bestaan. En dankie vir elke persoon wat alreeds bydra tot dit. Ons het groot drome om wat ons begin kommunikeer. Soos die kerk groei, is daar 'n paar goed wat ons by die venue moet doen. Ons moet byvoorbeeld 'n container opsit, ons moet borde opsit. Daar's 'n paar goed wat ons moet regkry sodat die gemeente reg kan funksioneer.
En dan verder in Mei maand sal ons mooi met julle kommunikeer. Daar's 'n paar vrae gewees oor luister hierso, hoe word tiende spandeer? Waar gaan die geld heen? Ons het 'n hele finansiële beleid by Kaleio wat ons met julle gaan deel, wat sê luister hierso, dis presies waar elke sent heen gaan. En as jy ooit nodig het om te sê, hoorie, maar ek wil sien, dat jy welkom om te kom kyk wat in die boeke aangaan, wat besig is om te gebeur. Ons is nie 'n ding wat ons toehou vir die gemeente nie. Jy is welkom om dit te kom kyk. Maak dit sin? So, dankie dat jy bydra tot dit wat Kaleio besig is om te doen. Ek vergeet nog een ding. Het ek al gesê ek's lief vir julle? Ek is so lief vir julle. Vir almal aanlyn ook, ek is regtig. Al beleef jy niks en het die hele diens deur geslaap, maar jy beleef net een ding, ek's lief vir jou, dan het jy beleef wat jy nodig het om te beleef. Mense, kom ons kuier lekker saam. Moenie te vinnig huis toe gaan nie. Hierdie is wat kerk is. Okay, hier's genoeg, jy kan vinnig genoeg by die parkering uitkom. Vat net 'n oomblik, haal net asem in hierdie mooi venue en kom ons kuier lekker saam. En dan sien ek jou volgende week, selfde tyd, selfde plek. Goed gaan en veilig wees.